Hartlike goeiemôre, beloveds, vriende. Dit is amper 12 uur. Wat 'n voorreg is dit om u op hierdie dag te groet. Amen. Ons is die Here, of sal ek sê, ek is die Here innig dankbaar vir 'n geleentheid. As ek net dink aan die goedheid van die Here en wat hy vir my gedoen het, dan is ek die Here al my dank verskuldig. Die lied sê, because he deserves it. Hierdie week was a baie challenging week. It was a very challenging week. Veral terwyl ek besig was met hierdie studie oor trust in the Lord for everything. En as ek kan onthou, het ek begin met die teksgedeelte in Psalm 20 van vers 7 in die Engelse vertaling, wat in die Afrikaanse vertaling is dit vers 8. En dit sê die volgende: sommige volke vertrou op strydwaans en perde, maar ons vertrou op die naam van die Here onse God. Amen. Ons vertrou op die naam van die Here onse God. Die tweede les het ek weer eens gepraat oor in wie is ons vertroue. En toe kry ons 'n skriflesing in Psalm 27 van vers 14. En dit lees vir u aandag soos volg: vertrou op die Here, wees sterk en skep moed. Ja, vertrou op die Here. Dit was les 2. Amen. Maar die les gaan aan. Ek wil vir u bring tot by 'n punt, want ek maak vandag klaar met hierdie les. Eerste ene, sommige vertrou op strydwaans en perde, maar ons vertrou op die Here. Die tweede les is, ons moet sterk wees en ons moet moed skep en ons moet vertrou op die Here. Die derde les, my liewe vriende, kollegas, kennisse, het ons gekry in Psalm 37. Psalm 37 van vers 3, wat die volgende lees, en dit is 'n kragtige teksgedeelte. Ons het hom gelees van vers 3 tot en met vers 5. En dit sê, vertrou op die Here en doen wat goed is, woon in die land en geniet veilige weiding. Dan sê die 4de versie, wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. En die 5de versie sê, vertrou jou lewe toe aan die Here. Vandag se teksvers is Psalm 146 van vers 3, wat lees, moenie op magtiges vertrou of op mense wat nie kan red nie. Nou my liewe vriend, as ons na al hierdie teksverse kyk, dan kom dit alles neer op om ons verhouding of ons vertroue in die Here te plaas.
dit kom alles daarop neer dat ons kan nie, jy weet, op mense staat maak nie. Die enigste persoon wat jy kan vertrou is die Here. En veral in die 146ste vers sê Dawid, moenie vertrou op magtiges nie, moenie op mense vertrou nie, want mense stel teleur. Mense het die manier om vir jou vandag gedink te sê, môre wat sê vir jou iets anders. Mense het die manier om op sy woord terug te gaan. Nou, hoe kan jy staat maak op iemand wie jy nie ten volle vertroue in het om uit te voer dit wat hy gesê het nie? Mense het die manier om jou, jy weet, vir die wolwe te gooi. Mense het 'n manier om jou af te druk. Jy sien, hulle kan vandag jou positief beïnvloed, môre is dit die teenoorgestelde. Dan kan jy nie glo dat is dieselfde persoon wat gister met jou gepraat het oor hoe jou toekoms moet lyk nie. Dis hoe mense kan verander, mense kan verander oornag, vanaf 'n engel na 'n demoon. Liewe vriende, kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons politiek, kyk hoe lyk, jy weet, dit is net 'n geweldige game wat gespeel word. Dit is al wat ons in hierdie tyd ervaar. Mense wie in topposisie sit, wie 'n game speel met ons mense, gewone mense op die grond. Jy sit die televisie aan en dan kyk jy na die nuus en jy sien wat eindiglik aan die gang is. En dit is vir enige mens, jy het nie nodig om geskool te wees om dit te verstaan en te sien nie. Is duidelik dan dat hierdie mense, die politikusse, is besig om met ons mense se koppe te speel. En nie met ons se koppe nie, maar hulle is besig om te speel saam met lewens van mense. Jy weet, wette word goedgekeur wat ons land laat krepeer. Wette word goedgekeur wat ons huishoudings laat krepeer. Wette word toegelaat wat ons society, ons omgewing laat krepeer. En dat is ons nog steeds bereid, wanneer het stemdag word, of stemtyd word, om vir dieselfde government, wie vir 5 jaar vir jou aan 'n lyntjie gehou het, vir 5 jaar jou goed beloof het en nie nagekom het nie, vir 5 jaar jou vir jou om die bos gelei. Kan 'n mens op sulke mense vertrou? Kan jy sulke partye vertrou? Nee, stellig nie. Liewe vriende, dinge lyk donker vir Suid-Afrika. Dinge lyk donker vir baie lande in hierdie wêreld. Dinge lyk donker vir ons ekonomie. Dat self die kerk lê onder hierdie probleem. Kom ek vat jou nog 'n bietjie terug. En ek is alweer amper klaar met hierdie les. So tyd terug word daar wette gepas in die parlement waarin ouers geweerhou word om hulle kinders te dissipline. En dit was bewys oor die jare dat die beste les vir 'n kind om dissipline en orde te kry
was die ouerlike manier van dissipline toepas. Ons het die stelling daar gestel dat my kind is jou kind en jou kind is my kind. So ons gaan nie beklei oor kinders se stories, se moeilikhede en se ongehoorsaamhede nie. Nee, ons gaan mekaar help as ouers om ons kinders reg op te voed. Government kom terug en hulle amend 'n wet wat ons die ouer weerhou om die kind te dissipline. My vraag is, my liewe vriend, as jy nie meer jou ouerlike reg het om jou kind te dissipline nie, wat bly daar nog oor? As jy nie meer jou kind kan sê, dit is verkeerd, en baie kere die roede moet uithaal, om die kind te dissiplineer, wat bly nog oor? Hierdie kind het nou die reg, as hy vir hom net 'n bietjie gekyk het, dan gaan hy of sy na die polisiestasie, en dan gaan lees hy of sy 'n klag, en dan oor 'n paar minute trek die polisie weer nie op, en hy vat die ouer, en die ouer lê op, dis dit oor 'n naweek is, vanaf Vrydag tot en met Maandag, net om by die hof uit te kom, en dan die aanklaer of die judge sê dan nou vir die aanklaer, ons stel hierdie saak uit, die ouer kan by huis toe gaan. Die vraag is, wat het geword van ons society? Wat het geword van ons se mense? Ons land is in 'n probleem, ons moet dit baie ernstig kop toe vat. Want weet jy wat, ons is baie mense, miljoene mense in hierdie land, wat vertrou, of wat se vertroue, of wie se vertroue op 'n beter toekoms is. Hoewel die woord van die Here jou anders te vertel, glo ons mense, daar gaan beter daar kom. Ek gaan dit weer eens vir jou deurgee, daar sal nooit beter daar meer kom nie. It's going to get worse by the day. It's going to get worse. It's going to get worse. Dat is die vraag, op wie moet ons vertroue dan wees? Ek het 4 teksverse gegee, waar Dawid ons in die skool sit, in wie ons vertroue moet wees. Want hy noem dit pertinent, op wat ons mense ons hoop opsit. In die 20ste hoofstuk van die 7de vers, of die 8ste vers, sê Dawid uitdruklik, mense vertrou op strydwaans en op perde, terwyl ons vertroue in die Here moet wees. Dawid kom dan weer in die 27ste hoofstuk van die 14de vers, en hy sê, wees sterk, skep moed, sit jou vertroue in die Here. En Dawid is nie klaar met ons nie, want hy kom weer in die 37ste hoofstuk, en dan sê hy die volgende. En hierdie een wil ek lees, because why this one is very interesting. This one set a valuable standard for our people. Hy sê, vertrou op die Here en doen goed. Woon in die land en geniet veilige weiding. Hoor wat sê, dit is die kraks van hierdie teks, want hy sê hier, wees bly in die Here
en hy sal jou hartsbegeertes, die ander vertaling sê, hy sal jou, die begeertes van jou hart, sal hy vir jou gee. Dan beklemtoon Dawid dit wat hy eintlik sê in die 4de en in die 3de vers. Selfs in die 27ste hoofstuk van die 14de vers, as ook in die 20ste hoofstuk van die 7de vers, of die 8ste vers. Beklemtoon Dawid dit wat hy graag wil deurgee aan ons mense. Deurgee aan die kerk van die Here. Deurgee aan 'n bevolking wat glo beter daar gaan kom. Ons kan nie op die arm van vlees steun nie, maar Dawid kom hier en hy sê die volgende, luister, vertrou op die Here. Hierdie vertaling sê, vertrou jou lewe toe aan die Here. Is dit nie 'n duidelike boodskap wat Dawid vir die kerk van God wil sê, is as ook vir die gemeenskap van Suid-Afrika, die gemeenskap van Parel, die gemeenskap in Drakenstein, die gemeenskap internasionaal, dat ons vertroue in die Here moet wees. Dawid kom weer en hy waarsku ons hier. Hy sê in die 146ste hoofstuk vanaf die 3de vers, moenie op magtiges vertrou nie. Met ander woorde, moenie op hulle wie jy weet in die parlement is en wie in government sit en wie jy weet in local government of waar ook al, maar wie in magsposisie is, moenie op hulle vertrou nie. Hoeveel keer wil ons leer? Jy ry deur die strate en jy sien hoe ons 'n dorp lyk. Met hoeveel beloftes wat gemaak was. En toe die stem of die kruisie gemaak was agter die party se naam van jou keuse, was dit net teleurstelling op teleurstelling. Hoe kan jy nou jou vertroue nog in dit in mense plaas? Hier nou bietjie dag was daar hierdie wolke nog nie gaan lê nie. Hierdie saak is nog aan die gang. Was daar 'n debat of 'n keuse wat uitgeoefen moes word oor die belastingverhoging, the VAT increase. ANC kom met 'n voorstel van 2%. Die partye is teleurgestel oor hierdie persentasie en hulle weier om dit te aanvaar. Maar hulle kom terug en hulle aanvaar nog steeds 'n VAT increase van 0.2%. My vraag, my liewe vriende, en ek praat oor in wie is ons vertroue? Ons vertroue moet in die Here wees vir alles. Dit is waaroor ek praat. Hier kom die magtiges, hierdie mense wat in parlement sit en hulle bring voort 'n 0.5% wet increase. My vraag is, voordat ek hierdie ding gaan sê wat ek graag wil sê, my vraag is, hulle wie in die parlement sit, so salaris is oor die 100,000 rand per maand. My vraag, gaan hierdie 0.5% wet increase hulle sakke raak? Nee. Local government se hooggeplaasdes of mense wie in die local government dien. My vraag, gaan hierdie wet increase hulle sakke raak? Nee.
dit gaan nie hulle sakke raak nie. Hulle gaan nog steeds die brood kan bekostig. Hulle gaan nog steeds trollies vol kan shopping. Hulle sal nog steeds finansiëel uitgesorteer wees. Vir wie gaan hierdie wet increase raak? Vir die gewone man, wie op die grond is. Ja, ek hou van die government, hoe hulle dit noem. Hulle call hierdie, ek noem het arme Suid-Afrikaners, hulle call hulle the poor of the poor. Dis vir wie hierdie wet increase gaan raak. Hier in die Parel Bietjiedag was die walkers uit hulle was amper gestroop van hulle inkomste. Want iemand het gevoel, die walkers kan nie meer besigheid doen in die dorp nie. Daar was amper nie eens meer geluister na die redes van hierdie mense nie. But still there was a wet increase. Vir wie gaan hierdie wet increase raak? As die mense nie meer 'n stukkie brood op hulle tafel kan sit nie, gaan die mense honger ly. Die arme mense wat die government dink, hulle iets goeds aan doen om vir hulle R350 te gee. Die R350 word so gereduce as gevolg van hierdie wet. Jy kon miskien 5 items gekoop het van die R350. Nou kan jy net 3 items koop van die R350. Vir wie raak dit? Die arme mense. En nog steeds sit ons vertroue op hierdie mense, wie ons leuns vertel. Ons sit ons vertroue op hierdie mense, wie vir ons om die bos lei. Ons sit ons vertroue in hierdie mense, wie stories kan spin soos geen mense kan spin. Ons sit ons vertroue in hierdie mense, wie nie ons belange op hulle harte het nie. Wie net kyk na hulle eie sak. Hoeveel te meer gaan ons koppe stamp? My liewe vriend, ek het gekom om vir jou te sê, dat het tyd geword dat jy vertroue in die Here moet sit. Want weet jy wat? Die Here draai jou belange ter harte. Van wanneer het met jou sleg gaan, dan weet ons waarom die Here te vind. Wanneer dinge vir jou moeilik raak, weet ons na wie om uit te roep. Wanneer jy in 'n moeilike situasie sit, weet ons aan wie om ons saak te stel. Ja. Mense die gewoonte, wanneer het in 'n moeilike situasie of 'n moeilike probleem sit, dan sê hulle maak hierdie stelling, net die Here sal ons daarin kan help. Dawid is duidelik, moenie op magtiges vertrou nie, of moenie op mense wat jou nie kan red nie. Moenie op sulke mense jou hoop sit nie. Daar's net een persoon wie vir jou kan red. Sy naam is Jesus. Jy het 'n negatiewe doktersverslag gekry en jy weet jou enigste hoop is Jesus om vir jou gesond te maak. Want jy sien, hy is nog die geneesheer. Lazarus is vir 4 dae in die graf. Sy susters gee aan Jesus die rapport dat hy ruik al. Want hy is 4 dae dood.
Jesus kom in sy glorieryke teenwoordigheid, roep Lazarus op sy naam, en 'n dooie wat 4 dae in 'n graf lê, met die volgende verslag dat hy ryk al, kom uit die graf uitgeloop. Jesus sê, luister, dit is tyd nou om hom los te draai. Sien, baie van ons mense het nodig om losgedraai te word uit hulle omstandighede, losgedraai te word uit 'n mindset wat vasgevang is in 'n hoop op mense wie hulle nie kan red nie, losgedraai word van mense wie hulle, halleluja, vals soek. Ons moet ons vertroue op die Here sit. Baie van ons mense wat losgedraai moet word, losgemaak moet word. Want jou mindset en dit wat jy van praat, is 2 verskillende goed. Daar's 'n lied wat enige altyd sing, focus on glory. Focus on glory. Goeiemôre Fernando. Dit is belangrik om ons fokus reg te kry. Dan gaat die lied verder. He capital letter, he won't let you down. Halleluja. Ons moet ons fokus reg kry. Want dis 'n God wat ons nie teleer gaan stel nie. Mense gaan ons elke dag teleurstel. Mense gaan elke dag jou vals soek. En daar's een ding wat my grief, en ek kan dit nie in my hart kry en verstaan hoe ons mens kan wees nie. Veral verskoon my vir hierdie uitlating wat ek nou gaan maak. Ons breinmense, ons is gewoond om al die jare vloerlappe te wees. Ons is gewoond om al die jare gebruik te word. Ons is gewoond daaraan om vir al die jare net die kleintjie te speel. Maar sodra ons in 'n posisie kom van autoriteit, dan word ons diere, ons word animals, ons is bloeddorstig, ons wil net verskeer, ons wil ons net bewys heeltyd, ons wil wys ons kan. In die meantime, werk jy jou eie mense uit hulle werke uit. Jy maak jou eie mense se werksatmosfeer troebelrig. Jy maak jou eie mense ongelukkig. Jy sien nie die tipe gesindhede onder die blanke mense nie. Jy sien nie die tipe gesindhede onder die Africans nie. Maar ons mense, terwyl jy in 'n posisie kom van authority, then you are a changed man. Jy weet nie hoe om gesag te hanteer nie. Kan ons nog beroep? Kan ons vertrou op sulke mense sit? Nee, Dawid sê, kom ons sit ons vertroue in die Here. Kom ons sit ons vertroue in die Here. Ons is op pad na die kruissiging toe. Hierdie Sondag is 'n Sondag wat gekenmerk word as 'n Palm Sondag. Die Sondag waar Jesus in die dorp inkom op die donkie en palmtakke word vir hom uitgegooi. Dieselfde mense wat hierdie palmtakke vir hom uitgegooi het, is die einste mense wie gesê het, kruisig Jesus, gee vir ons Barnabas. Kan ons vertroue in mense plaas? Dit is 'n oeroue swakpunt van ons mense. Eendag
wil jy iemand ophemel, die ander dag wil jy hom afdruk. Kom ons kry ons gesindheid reg. In wie is ons vertroue? Ons vertroue moet in Jesus wees. Johannes sê, hy is die weg. Hy is die een vir wie se voetrieme ek nie waardig is om vas te maak. Jesus sê, ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Halleluja. Hy is die antwoord vir jou situasie, my vriend. Hy het die oplossing vir jou probleem. Hy het die genesing vir jou siekte. Waarom nog rondsoek? Sit jou vertroue in die Here. Hy sal vir jou sorg dra. Mag die Here hierdie woord seën. Mag die Here ons mense help om ons vertroue nie op mense te plaas nie, maar ons vertroue in die Here te sit. Want is net hy wie ons kan help. Dinge gaan moeiliker word. Dit gaan swaarder word in hierdie land Suid-Afrika. Maar as ons in die Here vertrou, as ons vertrou op die Here is, hoor wat sê die 16de vers in 146. Hy sê die Here regeer. Hy sal vir altyd regeer. Amen. Maak nie saak wat mense probeer doen nie. Hierdie God sal vir altyd regeer. So dit gaan vir my werd wees om hom te aanbid. Wie oor mense is. Wie superior is. Wie magtig is. Maar daar's 'n woord van bemoediging vir hulle wie moeilik gaan, met wie dit moeilik gaan. Hoor wat sê die woord van die Here. Dat die Here ondersteun ook die wat swaar kry. So moenie voel jy word uitgelaat nie. Moenie voel dat dinge gebeur nie vir jou nie. Die woord van die Here sê, Dawid sê, die Here ondersteun ook hulle wie swaar kry. Hoor hierso. Wat sê Dawid? Hy sê gelukkig is hy wie se hulp die God van Jakob is, wat sy hoop vestig op die Here, sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles daarin, en wat altyd sy beloftes nakom. Hoor wat sê, wat reg laat geskied aan die verdruktes en kos gee aan die wat honger is. Luister hier, ons het 'n hoop. Ons kan ons vertroue op hom sit, want hy dra ons belange te harte. Mag jy geseënde dag hê. Mag die Here vir jou 'n God van naby is. Roep eerder die Here aan. In jou benoudheid, in jou stryd. He will carry you. Mag die Here jou seën in hierdie dag. Al die dinge, hierdie goed gaan verbygaan, maar die Here, hy sal vir ewig bly staan. Hy sal vir ewig daar wees. Hy was in die begin, hy gaan in die einde daar wees. Al hierdie ander goed sal vergaan. Halleluja, sit jou vertroue in die Here. Die Here seën vir u. Amen.